Ons sê welkom aan julle almal vanuit die Koue Pretoria. Ons preektema vandag is, waar was Jesus in die Ou Testament? Waar was Jesus in die Ou Testament? Kom ons bid saam. Aba Vader, ons nader tot U in die magtige naam van U Seun, Jesus Christus. Baie dankie Vader dat ons vandag die voorreg het om op die spore terug te loop van U Seun, Jesus Christus. Dankie Here vir die voorreg om in 'n dieper verhouding, in 'n dieper dimensie met U Seun, Jesus Christus te kan stap. En dankie Here dat ons deur die krag van die Heilige Gees in 'n diepe verhouding met U kan stap. Vader, ons wil bid en ons wil vra dat U Seun ook op hierdie woord sal plaas. Dat U dit vir ons oopbreek deur die Heilige Gees en vir ons die woord so maak dat ons dit sal verstaan. Here, in dit alles vra ek dat U sal verheerlik word deur hierdie woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons skrifgedeelte is Jesaja 5 vers 14. Wat het jy? Joshua 5 vers 14. Kyk of ons vir dieselfde een, ek is dieselfde met toe. En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan my die diensknegt sê? Ek herhaal net daai, en hy sê, ek is die leerowerste van die Here. Dit beteken, dit is sy werk, hy is die leerowerste van die Here. Ek het gekom, toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan my die diensknegt sê? So Jesus sê vir hom, ek is die leerowerste van die Here. Dit is die taak wat God aan Jesus opgedra het, want hy het hom gevra, wie is hy? Nou die ander vertaling sê, ek is die aanvoerder van die leer van die Here. So Jesus se taak is dan wat God hom vergestuur het vir daai geleentheid as aanvoerder van die leer van die Here. Nou wil ons vandag kyk rondom watter rol speel Jesus in die Ou Testament? Het ons hom gesien in die Ou Testament? Het hy gefunksioneer in die Ou Testament? Het hy bestaan in die Ou Testament? Of is dit net wat ons lees van Jesus se geboorte? En hierdie was vir my aangrypend om te kon sien dat hy in alles 'n rol gespeel het in die Ou Testament, maar dat hy amper onder 'n bedekking gefunksioneer het in die Ou Testament. As Jesus in alles die middelpunt van God se aandag is, waar was Jesus dan in die Ou Testament? Is daar enige verwysing na hom in die Ou Testament? So die verwysing is nie daar direk na hom as Jesus, die Seun van God nie, maar daar is herhaalde verwysings na Jesus in die Ou Testament. Omdat Jesus die beeld van die onsienlike God is, hierdie moet julle verstaan, Jesus, hulle sê hier is die beeld van die onsienlike God. So Jesus het gefunksioneer in die Ou Testament, maar hy het gefunksioneer as die onsienlike God in die Ou Testament. Omdat Jesus die beeld van die onsienlike God is, was elke verskyning van God aan die mense in die Ou Testament niemand anders as Jesus nie. So wanneer daar 'n verskyning plaasgevind het, was dit inderwaarheid Jesus wat in die Nuwe Testament verskyn het. Maar die mense het dit beleef as God wat verskyn het, want hulle was nie bewus van Jesus nie. In Johannes 8 vers 53 vra die Jode of Jesus meen, hy is groter en ouer as Abraham. So onthou nou, in die Ou Testament was Abraham die grootvader gewees. So
amper wil ek sê onder die Joodse gemeenskap was Abraham amper net onder God. Nou vra hulle vir Jesus of hy meen hy's groter en ouer as Abraham, want Abraham was die belangrike persoon in die Ou Testament en hulle kan nie Jesus plaas in die Ou Testament nie. Nou dink hulle sê, okay, kom, wys nou vir ons, was jy nou net so belangrik soos wat Abraham was? Kom ons lees bietjie Johannes 8 vers 53, het jy hom geskryf? Opgelaai. Okay, kyk, het iemand 'n Bybel hierso? Ek dink gou dat ek kom lees. Nee. Is u nou groter as ons vader Abraham wat gesterf het? En die profete het gesterf, vir wie gee u uself uit? Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. En julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leienaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord. Tot sover. Vers 26, Abraham, julle vader, het hom verheug, dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien, en het hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en het u Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Dis 'n belangrike antwoord, voordat Abraham daar was, het ek al reeds bestaan. So inderwaarheid sê hy vir hulle, dat hy het altyd al bestaan. Inderwaarheid kom hy, en hy sê vir die Jode, hy's ouer as Abraham, en hy's groter in gestalte, nie in sy menswees nie, maar in die doel waarmee hy gekom het, is 'n groter roeping as wat Abraham gehad het. En lees ons ook, hy was nie net groter as Abraham nie, maar hy het met Abraham gepraat, want hy het as engel aan Abraham verskyn. In Genesis 12 vers 7 beloof die Here aan Abraham dat hy die land aan Abraham sal gee. So daar waar ons lees die Here het aan hom verskyn, was eintlik Jesus wat aan hom verskyn het. Abraham het daar en dan 'n altaar gebou om hom te aanbid. En dan in Genesis 17 vers 1 tot 5 verskyn hy weer aan Abraham toe hy 99 jaar oud was om sy belofte te bevestig. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van menigte van nasies. So hierdie verskyning wat ons hier sien, waar God aan Abraham verskyn, is inderwaarheid Jesus wat aan hom verskyn het. Die Bybel praat partykeer God het aan Abraham verskyn, of partykeer sal ons lees dat 'n engel het aan die persoon in die Ou Testament verskyn. So, hier praat hulle nou van, ek dink, ek het nie regtig kennis om terug te gaan na die ou vertalings, maar ek dink dat met die vertaling het hulle ipso facto aanvaar, dis God wat verskyn het, en vertaal hulle dit as God. Maar inderwaarheid was dit Jesus. Maar Jesus was nog nie ontbloot in die Nuwe Testament nie. So mens moet verstaan dat hulle verwys dan na dit as God, omdat Jesus nie ontbloot was as Jesus nie.
In Genesis 18 vers 10 verskyn Jesus 'n derde keer aan Abraham om hom te sê dat Sara 'n kind gaan hê. En hier is dit interessant, hier verwys hulle in die Bybel, verskyn Jesus 'n derde keer aan hom om te sê, aan Abraham, dat Sara gaan 'n kind hê. So dit partykeer verwys hulle na God en partykeer verwys hulle na Jesus. So dit was vir my interessant om te sien dat daar 'n verskil is wat hulle in die vertaling gebring het. Op die vooraand wat Israel Jericho sou inval, lees ons hoe dat Joshua hom en 'n man met 'n ontblote swaard vasloop. Nou, ons moet onthou dat hulle weet net van God. So hy loop hom nou vas in hierdie man en hy is eintlik bietjie kokkie. Hy kom en Joshua vra hom ewe, is jy aan ons kant of is jy aan die vyand se kant? Want hulle het nie 'n begrip gehad regtig van 'n engel of van God of van hoe God werk nie. So hulle ken net Elohim, God almagtig. En hy ontmoet hierdie man, hy vra, as jy nou aan ons kant of is jy aan die vyand se kant? Jy weet, met ander woorde, gaan ek jou nou doodmaak of gaan ek jou los? Waar staan jy? Toe sê die man, want hy het nou in 'n man vasgeloop. Maar dis Jesus. Die man sê, hy is die generaal van God se leer. Hy is die generaal van God se leer. So God het hom gestuur om hierdie weermag se aanvoerder te wees. Toe Joshua op die grond neerval, sê die man, en hierdie is nog 'n baie bekende skrifgedeelte wat baie kerke gebruik. Toe sê die man, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde plek. Nou, is dit interessant, daar is baie kerke wat nog nie gebruik het, veral die konservatiewe kerke, wat die gebruik het, dat al die mense buite die kerk hulle skoene uittrek en hulle skoene daar sit, op grond van hierdie woord, wat God vir hom gesê het, jy staan op gewyde grond. So wanneer jy 'n kerkgebou inkom, is die persepsie dan, dis gewyde grond. Daarom trek die mense hulle skoene uit en los dit buite. Nou, ons kan dit nie hier waag nie, ons het geen sekerheid, ons gaan ons skoene buite kry nie. Maar dit is die beginsel wat werk, dat dit gaan om die heiligheid van die grond waarop ons is, daarom trek ons skoene uit. Baie keer het ek al gesien, as mense bedien, dan het ek al by groot konferensies waar mense bedien, gesien dat hulle skoene sal uittrek, omdat hulle dit eerbiedig as heilige grond, waarop hulle nou bedien. So hulle trek nie hulle skoene uit, om gemaklik te staan nie. Dit gaan om die geestelike beginsel van, dis heilige grond hierdie, daarom trek ek my skoene uit. Nou hierdie beginsel, trek jou skoene uit, dis heilige grond, is net God wat dit mag verklaar. Julle moet verstaan, dis God wat kan sê, dis heilige grond. Ons kan sê, ons verklaar hierdie heilige grond. Ons verklaar dit op grond van God se beginsel. Maar God kan sê, trek jou skoene uit, dis heilige grond. Dit was niemand anders as die beeld van die onsigbare God, naamlik Jesus Christus, wat vir hom gesê het, trek uit jou skoene, dis heilige grond. In Openbaring 1 vers 17 en 18, val Johannes soos 'n dooie voor Jesus se voete neer. Jesus die seun van die Allerhoogste. Kom ons kyk hierso, wat sê hy? Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê, soos een wat dood is. Nou kom dink julle, het hy gesê, ek het by sy voete bly lê, soos een wat dood is. Want die krag wat hy uitstraal, is so sterk, dat die krag maak, dat hy soos 'n dooie neergeval het. Nou ek het al baie gesien, wanneer van die profete of pastore bedien, en die krag word so sterk, dat jy nie staande kan bly nie, want die krag word net te sterk. En die krag wat hy uitgestraal het, was so sterk,
dat hy soos 'n dooie bly lê, soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, is nou vir Joshua, moenie bang wees nie, dit is ek, hoor nou, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. So, Jesus verklaar inderwaarheid sy posisie aan Joshua, dat hy sê, ek is die eerste, ek is die laaste, ek is die lewende. Ek was dood. In ander woorde, hy praat nou van sy kruisiging. Ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Baie mense dink aan Jesus as die babietjie in die krib. Maar ons moet vandag besef, as ons hier lees, wat hy sê, ek lewe tot in alle ewigheid. Dat Jesus se bestaan het nie begin toe hy die babietjie in die krib was nie. Hy funksioneer in die Ou Testament volkome, het God hom afgestuur om in te tree by sy volk. En God het 'n plan gehad. En toe ek hierdie deurwerk, toe besef ek, ons dink aan Jesus as die babietjie in die krib. En ek eer God, ek honor hom vir die feit dat hy die vervallendheid van ons mense besef het en besef het dat ons kan nie die hemel beerwe nie. Ons kan nie hemel toe gaan nie. Ons kan nie op grond van wie en wat ons is hemel toe gaan, as sy seun nie vir ons kom sterf nie. Daarom in die Ou Testament het hulle onder die grys van God gewandel. Maar God het besef dat die mens boos is en dat hy 'n verlosser moet stuur om ons vry te maak. En die wat in Jesus Christus glo, dat hy vir ons gesterf het vir ons sondes, in hom kom ons vryheid. So, ons kan nie stilstaan by Jesus as die babietjie nie. So lees ons dat hy herhaalde kere in die Ou Testament aan verskillende mense verskyn het. So God het hom net aarde toe gestuur in die Ou Testament met verskeie opdragte wat hy moes gaan uitvoer. So hy het net in die Ou Testament aarde toe gekom omdat hy opdragte moes vervul. Want hy het besef, vorentoe het hy 'n roeping om te kom sterf vir die ganse mensdom oor die hele wêreld. Gideon kruip op 'n slag in die grot weg, doodbang dat Israel se vyande hom gaan vang. Verskielik verskyn 'n engel aan hom, maar dit is duidelik dat die engel God is. So, dit was interessant. In die verklarende gedeelte het hy beskryf hulle die lig en die glans van 'n engel. So die lig en die glans van hierdie engel het Gideon besef, dis nie net sommer 'n gewone engel wat aan hom verskyn nie. Hier is 'n magtige groot engel wat aan hom verskyn. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, wat hy kon aan die kragtigheid, die grootheid van die engel sien, dat dit die engel van die Here was. En toe hy dit besef, toe raak hy bang. Toe sê hy, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien, van aangesig tot aangesig. Rigter 6 vers 22. Die benaming, die engel van die Here, dui nie op die engel nie, maar op God self. So die grootheid van hierdie engel, die magtigheid wat hom omgewe het, die, amper wil ek sê, die dinamika wat uit hom gestraal het, het Gideon besef, hier is nie net 'n engel wat aan hom verskyn het, dit is God. En in hulle tyd was dit, hulle gesê, Gideon se uitlating van aangesig tot aangesig behels die vrees dat enige persoon wat God sien, sou sterf. So hy het besef, hy het God gesien, en hy was beangst, want nou het God aan hom verskyn, en hy gaan sterf. Die reaksie op Gideon se uitroep bevestig dit, maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie.
So God het met 'n doel na hom toe gekom. Want hy het nou weggekruip vir die vyand, en die Here wou hom kom bemoedig, en hom versterk, en hom krag gee. En God, toe ek dit lees, toe besef ek, God moes Gideon so hoog geag het, dat hy Jesus gestuur het om Gideon te gaan versterk, laat daai bangheid weggaan, laat hy in homself krag kry, en God vertrou, dat hy Jesus laat verskyn het aan hom. En hy sê, toe maar, jy sal nie sterf nie. Dit was ook 'n kenmerkende groet van Jesus aan mense in die Nuwe Testament, wat hy dan vir die mens, hy het vir hom gesê, vrede vir jou. Nou as ons dink aan die Nuwe Testament, waar Jesus verskyn, het hy dadelik sy hand opgelig en gesê, vrede vir jou, vrede vir julle, vrede vir julle. Sy boodskap was altyd eerste, vrede vir julle. So hier het hy vir Gideon kom sê, vrede vir jou. En dit is die herhalende boodskap wat deurloop na die Nuwe Testament. Jesus is 'n God van vrede. In Openbaring 1 vers 17b en 18a verskyn die beeld van Jesus aan Johannes en sê, moenie bang wees nie, dit is ek, hoor hom, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Want ons is nou in die Nuwe Testament, so dit is Openbaring 1 vers 17b, 18. Moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. So Jesus kom en sê, ek was die eerste, God het hom geskape, en ek is die laaste. Ek lewe, ek is nie dood nie, ek leef tot in alle ewigheid. Jesus verskyn onverwags aan sy disippels in Johannes 20 vers 26 met 'n groet. Vrede vir julle. So hy gee hom die groet, vrede vir julle. In Matteus 14 vers 27 verskyn Jesus aan sy disippels op die see van Galilea. Onthou, sy disippels het getreur en gedink, hulle het Jesus nou verloor. En hier op die see van Galilea is die disippels alleen en skielik verskyn, uit die niet verskyn Jesus. En nou sê hy vir hulle, wees gerus, dit is ek. Dit is my interessant, elke keer wanneer Jesus verskyn, sê hy wees gerus of vrede. Elke keer maak hy die mense rustig. Hoekom? Want anders dink hulle sien 'n spook. Hulle kan nie dink en glo dat Jesus aan hulle verskyn nie. Hier is hulle op die see van Galilea. Nou die see van Galilea se waters, as jy vir dit kyk, toe dink ek, het lyk soos 'n rivier. Maar as jy die woord lees, dan lees jy van die storm wat opgekom het, en hoe ernstig die storm was. So, hy kan rustig lyk, soos wat ons see ook soms rustig lyk, totdat daar 'n wind opkom, en dan kom daar 'n storm op die see. So hy sê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie, want hulle dink is 'n spook. Daar is vrede in die persoon en karakter van Jesus, deur al die eeue heen. So ons moet verstaan dat toe Jesus aan almal verskyn het hy gekom en hy bring die vrede en hy bring die rustigheid. En daarom wat hy elke keer sê, vrede vir julle, vrede vir julle. So moenie onrustig wees nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 30b, Christus Jesus wat vir ons geword het. Nou hier is baie belangrik, wysheid uit God. So wat het Christus vir ons geword? Waarom moes Christus aarde toe kom? Buiten dat hy gekom het om vir ons sondes te sterwe. Wat het hy gebring vir ons deur die krag van die Heilige Gees wat ons versterk? Wat het hy vir ons geword? Wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Nou as ons kyk
wysheid uit God. Watter wysheid bring hy vir ons uit God? Hy bring vir ons kennis. Kennis rondom God as persoon, kennis oor die woord, kennis oor die Heilige Gees. So, hy moes kom, sodat Paulus terugverwys na hom, dat Jesus is die een wat vir ons kennis gee, deur sy woord, deur sy Heilige Gees. Wat vir my interessant is, baie keer, dat wanneer iemand woord bring in taal, en die uitleg kom, dan is dit kennis. Dan breek die Here dit oop, en dan is dit kennis. Ek sien dit selfs, wanneer ek bid, en ek bid in taal, in my stilte, as ek stilte hou, en die Here gee my die uitleg, dan sien ek, dis kennis, dis wysheid. Die Here breek die woord oop, sodat jy verstaan wat hy vir jou wil sê. So nou sê, Jesus Christus het vir ons geword wysheid, hy gee vir ons kennis, hy gee vir ons insig, geregtigheid. Geregtigheid is, dat ons stand in die Here sal verstaan. Nou, hoekom is dit belangrik om jou stand in die Here te verstaan? As ons nie ons stand in die Here verstaan nie, dan weet ons nie wie en wat ons in die Here is nie. Die Here sê, ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. So, met ander woorde, ons moet verstaan, as ons nou na die Nuwe Testament toe kom, dat Christus moes kom, sodat ons stand in die Here kon leer, want ons kon die stand wat hy in God gehad het, kon ons beleef en sien, en hy kom deur die krag van die Heilige Gees, wat uitgestort word, leer God ons, om ons stand in die Here te kan staan. In krisisoomblikke, as mens jou stand in die Here inneem, met autoriteit, dan eer God dit. En dan, wanneer jy jou stand inneem, dan beleef ek, dat die krag van die Heilige Gees, kom so op jou neer, dat jy weet soos jy weet, God will make a way. Die Here is in beheer in hierdie situasie. Ek hoef nie te vrees nie. Ek neem my stand in die Here in. Heiligmaking. Heiligmaking kom deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees moes neerdal, maar die Heilige Gees kon net kom, nadat Jesus gekom het, kon die Heilige Gees neerdal. So die Heilige Gees gee vir ons heiligmaking. Heilige Gees is die naprediker. Dis altyd vir my so interessant, dat in ons studies het hulle altyd na die Heilige Gees verwys as die naprediker. Met ander woorde, 'n situasie gebeur met jou, en jy wonder nou, Here, wat nou? En skielik kom daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou gees. Of skielik gee die Here vir jou 'n wysheid, om te sê, maar tree toe en doen dit. Of skielik kom lê daar in jou woord, of skielik weet jy presies wat jy nou moet doen. En dit is wanneer die Heilige Gees die naprediker word. Wanneer die heiligmaking deur die Heilige Gees in ons kom lê. En dan laastens moes Jesus kom om verlossing te bring, sodat daar vrymaking van sondes kon kom, sodat ons kan vry na God toe kom, omdat Jesus vir ons betaal het vir ons sondes, omdat die Heilige Gees uitgestort is, wat ons in staat stel om direk met God te kan praat, om direk met God in verbinding te tree, en met God te praat. En amper wil ek sê, wanneer ons hom loof en prys, of wanneer ons 'n krisis het, dan is God beskikbaar, en vir my die wonderbaarlike, ons kan 24 uur met God praat. God is altyd beskikbaar. So Jesus kom, Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 30b, dat Christus het vir ons hierdie goed geword, wysheid, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Dit beteken, ons kan nie in die wysheid, geregtigheid, heiligmaking, verlossing van God deel, as ons dit nie deur Jesus doen nie, want Jesus is die middelaar. So, nou moet ons sy beginsel verstaan, dat God het in die oudtyd gefunksioneer, dat Jesus het in die Ou Testament gefunksioneer,
maar hy het gefunksioneer in die beeld van 'n engel, of wanneer die mense hom as 'n generaal gesien het, God het hom gebruik, maar die mense het nie besef dis Jesus nie. Maar nou in die Nuwe Testament lees ons dat God stuur hom as ons middelaar. Hy is die middelaar tussen ons en God. En omdat hy die middelaar tussen ons en God is, kan ons onbevange na hom toe gaan en kan ons vra dat hy moet intree vir ons by God ten opsigte van 'n saak. So daarom bid ons altyd deur Jesus na God toe. Ons gaan nie direk na God toe nie. Ons sal altyd sê, Abba Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus. Dis wat die Bybel ons leer. Jesus het vir ons die weg kom baan. Hy het die pad kom oopmaak. Hy het vir ons amper in my geeste, mense, sien ek dat hy die so gee, 'n opening in die ruimte vir ons maak, waardeur ons na God toe kan gaan. Want niemand kom na die Vader behalwe deur my, deur Jesus Christus nie. Hy het as middelaar die weg kom baan, dat ons vrymoedigheid neem om na God toe te gaan. Om in 'n verbondsverhouding met God te hê, moet jy dieselfde beginsel ten opsigte van Jesus met hom deel. Met ander woorde, ons as gelowiges staan in 'n verbondsverhouding met God. Omdat Jesus vir ons gesterf het, het hy die pad oopgemaak vir ons na God toe. En daarom is ons sy kinders en daarom staan ons in 'n verbondsverhouding met God. Want God sê, hy maak 'n verbond met ons. Hy gee sy seun, sodat sy seun ons sondes vergewe aan die kruis. So sy kruisdood is ons sondes vergewe. En in daardie verbond word ons kinders van die lewende God. En omdat ons kinders van die lewende God is, deur Jesus het ons nou toegang na die Vader. Daarom aanbid ons as gelowiges ook die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daarom verklaar die woord dat Jesus bekend is as ons middelaar na God die Vader toe. So, in my gees het ek beleef dat God dit nodig geag het, dat ons deur die middelaar na hom toe sal bid. Dat ons deur die middelaar hom sal, benader. Dat ons hom sal benader deur die middelaar. So Jesus kom. Van die Ou Testament het God hom gebruik om sy volk met oorloë te red. Hy het hom gebruik met Gideon, waar mense waaragtig opreg voor God gewandel het God hom gebruik. In die Nuwe Testament kom die Here, kom God, en hy sê, ek stuur vir julle 'n middelaar, wat vir julle dit moontlik maak om na my toe te kom, sodat my troon bereik kan word deur hom. Ons bereik nie self die troon van God nie, ons gaan deur Jesus. En eindig ons gebede altyd, ons vra dit in die naam van u Seun, Jesus Christus. Het is interessant, as ons kyk na die Onse Vader, as ons kyk na al die gebede, dat al die gebede begin en ons vra, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, ons gaan aan met dit, en dan eindig ons in die naam van u Seun, Jesus Christus. So ons kom altyd met erkenning van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, want hy die prys betaal. En in my gees sien ek, as ons by 'n baie groot koning sou aankom, kan ons nie net instap nie. Ons moet deur die regte kanale gaan, en God se kanaal is sy Seun, Jesus Christus. En die krag wat God beskikbaar stel, is deur die krag van die Heilige Gees. Nou wil ek vandag vra, en ek wil graag vir die inluisteraars dieselfde vraag vra. Ons kan nie na die Vader gaan,
as ons nie deur sy seun Jesus Christus gaan nie. Vandag wil ek jou vra, het jy al na God die Vader gegaan deur sy seun Jesus Christus? Want ons moet verstaan dat God toegelaat het dat sy seun gekruisig word, sodat daar vrymaking vir ons kan kom. Want ons sondes word vergewe op grond van die feit dat Jesus die prys vir ons betaal het, sodat daar vrymaking kom. En in dit moet ons die wonderwerk verstaan, dat ons nader tot God deur Jesus Christus, wat hy toegelaat het, wat in die Ou Testament sy seun was, wat in die Nuwe Testament sy seun is, en wat nou in die hemel is, en vir ons intree, sodat ons met vrymoedigheid na God die Vader kan gaan. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons nader tot U, in die naam van U Seun, Jesus Christus. En ons dank U, Here, dat U Seun gestuur het, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie dat U Seun gestuur het, wat die prys betaal het, sodat daar vrymaking vir ons kon kom. Dankie, Here, dat U Seun van altyd af daar was en is. En dat U Seun in die Ou Testament so sigbaar was. Maar God dank dat U hom totaal sigbaar gemaak het en ons verlosser gemaak het in die Nuwe Testament. Dankie, Here, dat ons as gelowiges U as Jesus Christus mag aanvaar as ons verlosser, ons heiland, maar bo alles ons middelaar. Dankie dat ons tot die Vader nader deur ons middelaar, Jesus Christus. En Here, vandag vra ek dat U aan almal die waarheid sal openbaar, die grootheid van alles, dat ons met wat ook al na U kan nader, omdat ons nader deur die middelaar, Jesus Christus. Ons loof en eer en prys U, dat daar vergifnis van sondes gekom het, deur Jesus Christus se soendood. Dat ons vrygespreek word, dat ons met ons sonde belydenisse na U kan kom, en dat ons weet, Jesus het die prys betaal, en dat daar vrymaking vir ons gekom het, dat ons vry kan staan voor U, en dat ons nie skuldig kan staan voor U nie. Here, en ons dank U, dat wanneer ons sterwensuur aanbreek, dat ons met vrymoedigheid na U kan nader, en weet, Jesus Christus het die prys betaal, en omdat U Seun die prys laat betaal het, spreek U en sê U, nou is ons waarlik vry, want die prys is betaal. Ons dank U vir U Seun Jesus Christus. En Vader, dan bid ek, dat U gee, dat deur die krag van die Heilige Gees, wat U, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, en 40 dae later, dat die Heilige Gees neergedaal het. Here, bid ek dat die Heilige Gees meer en meer mense sal wederbaar en terugbring na U toe. Here, dat U ons vashou deur die krag van die Heilige Gees, dat ons staande bly, dat ons in aanbidding bly, dat ons sterker en dit sal groei en die geestelike persoon sal word wat U droom vir elkeen van ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.